Een van die groot gevare wanneer jy Comrades hardloop, is dat jy so met die wegspring saam begin om die pas te vat van die mense rondom jou. Almal trek weg met die spoed van wit lig, maar hulle vergeet, daar is 89 kilometers wat voor lê. Juist daarom is dit so belangrik dat jy voor die tyd moet besluit watter pas jy wil handhaaf reg deur die marathon. Die ander realiteit wat 'n mens in gedagte moet hou is dat jy moet maar mooi weet. Jou pas in die laaste 10-15 kilometers gaan nie dieselfde wees as wat dit was in die vorige klomp kilometers nie. Dis dan wanneer jy daar die muur slaan, dat elke deeltjie in jou lyf net protesteer en nie een tree meer verder wil gee nie. Nou dit wat ek jou so pas vertel het, is vir my 'n sprekende voorbeeld van hoe die lewe werk. As ons jonk is, dan spring ons weg in hierdie lewensmarathon en ons hardloop en ons probeer bybly en ons doen alles in ons vermoë om net so goed te kan doen soos wat ons moet doen. En dan kom ons agter, die wedloop is verder as wat ons gedink het. En dit is baie moeiliker as wat ons gedink het. En dan word die pas al stadiger, die ontnugtering al groter. Ons besef, daar is nie 'n manier dat ons hierdie marathon gaan wen. Praat nou nie eers van klaarmaak nie. En dan sit jy eendag op die ouete huis se stoep. En dan wonder jy, wat het gebeur met al jou drome? Wat het jy nou eintlik bereik met al jou skarrel om 'n indruk te maak op die mense rondom jou? Die goeie nuus is, dit is nooit te laat om jou drome nog steeds waar te maak nie. Iemand het dit so pragtig gestel. Wherever you are right now, inspire yourself to push forward. You will reach the finish line if you have a strong determination and positive attitude to make it there. Sure, it may be a slow process, but it's still an advancement. No one finishes a marathon by not moving. No one sees the finish line by being stationary. No one breaks the previous achievement by being lazy. Step by step, inch by inch, with determination and perseverance, you will eventually see the fruits of your labor. Laura Ingalls Wilder was 65 jaar toe sy haar topverkoperboek Little House in the Big Woods gepubliseer het. En sy was 76 jaar oud toe die laaste boek in die reeks gepubliseer is. Gladys Burrell was 86 jaar oud toe sy haar eerste marathon voltooi het. En op 92 het sy die Guinness Book of World Records gehaal toe sy die Honolulu Marathon suksesvol voltooi het. Almal van ons ken vir Susan Boyle. Sy was 47 jaar oud toe sy Britain's Got Talent gewen het. Wanneer Jesus in Johannes 10 vers 10 sê, hy het gekom dat ons die lewe kan hê en dit in oorvloed, dan is deel van daardie oorvloed die waarmaak van die drome wat hy in ons hart kom wegsteek het. Hoe vinnig is jou pas? Hoeveel krag het jy oor vir die res van die wedloop? Moenie toelaat dat teleurstelling en ontnugtering die drome wat God vir jou het, in mekaar laat tuimel nie. Deur sy gees wil God jou nog steeds die wenner maak wat hy sê jy is, en wat jy kan word en wat jy kan wees. Die Here seën vir jou.